Right, as jy jou Bybel hier het, begin vir my by Romeine 12 oop te maak. Nou ons het nie ons nie. Jean het ek weet nie hoekom ek dit doen nie, maar partykeer vind ek myself om myself in moeilike situasies te kry. So ek kan onthou daar was 'n stadium gewees met ons Bybelstudies. Toe sê ek, okay julle, ek wonder watse boek in die Bybel intimideer my die meeste en verstaan ek die minste. En dit was op daai tyd die boek Hebreërs. Toe sê ek, so ons gaan nou die boek Hebreërs doen. Ek weet nie hoekom doen ek dit nie. Die volgende ding toe ons daar klaar is, toe sê ek, nou gaan ons die boek Openbaring doen, want dit is die enigste boek erger as Hebreërs. En so dis wat ek nou gedoen het. En toe het ek nou wragtig laasweek gesê, ons gaan nou stil staan by die gawes van die Gees. Ek weet nie hoekom doen ek hier in myself nie. Okay, maar ons gaan nou stil staan vir die volgende paar weke op die gawes. Maar dit begin vir ons in ons studie van Romeine 3. En ons gaan vandag baie verse doen. So jy hoef nie na al die verse toe te gaan nie. Jy is welkom om na die verse toe te gaan as jy vinnige vingers het. Maar as daar enkele verse is wat baie belangrik is, gaan ek jou vra om soontoe te blaai. Maar vir nou begin ons waar ons studie geëindig het die vorige keer. En hy begin in Romeine 12 vers 3. Hy sê, sonder dat ek enigiets hiervan verdien, het God my geroep om hom te dien. Daarom sê ek vir julle almal, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te doen nie. Dink reg oor jouself. Weet wat 'n porsie geloof God spesifiek aan jou uitgedeel het. Moenie jaloers wees op ander gelowiges nie. Gebruik jou geloof met wysheid. Daar is baie ledemate en ons is een liggaam. Tog het nie alle ledemate dieselfde funksie nie. Op dieselfde manier is ons almal saam Christus se een liggaam hier op aarde. En ons elkeen is ledemate van hierdie liggaam. Ons het mekaar nodig. Ons elkeen het verskillende hemelse genadegeskenke ontvang en in sy goedheid het die Here dit verniet aan ons gegee. So ons het gesê dat ons het gepraat oor porsie van geloof. So God gee vir jou 'n porsie van geloof. En met hierdie porsie is jy nie supposed om rond te kyk en te sê ek voel beter as hierdie ene en ek dink nou beter van myself as die ander ene nie. Of jy moenie na jou porsie kyk en na ander sit en sê ek is jaloers want jy het meer gekry as ek nie. Elkeen is spesifiek 'n porsie gegee. So dit was die eerste aspek wat ons hanteer het en 'n ander gedeelte wat ons hanteer het is dat ons is een liggaam. Wat beteken een liggaam baie lede? En die hart van een liggaam baie lede is om eenheid te vorm en ons op 'n plek te kom wat ons besef dat ons het mekaar nodig en vir hierdie lede gee God genade geskenke. Ons noem dit geestelike gawes of die Heilige Gees se gawes, daar's verskillende terme. Nou net om dit vir jou te definieer, want daar's van julle wat dit lei half 'n klokkie, maar jy's nie lekker seker waarvan praat ons as ons praat van gawes nie. Nou 'n goeie plek om na toe te blaai is 1 Korintiërs 12. So blaai gou vir my na 1 Korintiërs 12 toe. Nou, die gawes, terwyl jy blaai, ek gaan vir jou verduidelik, die gawes vind ons primêr op 4 plekke. Daar is ander plekke wat verwys daarna, maar 4 plekke gaan vir jou meeste van ons inhou vir die volgende paar weke. So die eerste ene is Romeine 12 waar ons begin het. Die ander een is 1 Korintiërs 12 waartoe jy nou blaai. Die ander een is Efesiërs 4 en die ander een is 1 Petrus 4. Ons gaan nie te veel detail en hulle spandeer vandag nie, maar vir wat dit werd is, dit in daai 4 gedeeltes opgeskryf. Kom ons begin deur 1 Korintiërs 12 en ek lees hom vanaf vers 4. Hy sê daar is verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is en hier volg jou lys. Hier volg die 9 mees bekendste gawes wat meeste mense ken. Hier volg hulle vanaf vers 8. Aan die een word 'n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan 'n ander ene 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander gawe van genesing deur die een Gees. Aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer 'n gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale en aan nog 'n ander die uitleg van tale.
een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. So kom ons gaan kyk na die 9 net so vinnig. Dis die woord van wysheid, woord van kennis, of die gawe van geloof, die gawe van genesing. Dan sê hy die een in die 2020 sê hy een met dinamiese kragte. Jou nuwe lewende vertaling sal sê vermoë om wonders te verrig. Dan die ander ene is 'n gawe van profesie. Dan die ander ene is 'n onderskeiding van geeste, verskillende soorte tale en dan die uitleg van tale. Hierdie is wat ons definieer as gawes. En so as jy nou gaan Romeine 12 lees, gaan jy een of twee ander daarby sien. As jy dan gaan na Efesiërs 4 toe, dan lees jy 'n paar ander by. En dan as jy gaan na 1 Petrus 4 toe. En so dit sit ons eintlik maar op 'n totaal van, hoe jy dit tel, tussen 18 of 20 of 22 of 25. So, dis mense dink is baie maklik om hulle te tel, maar dit is tog nie so maklik nie. En wat ons gaan doen, is ons gaan in die volgende paar weke, wil ek hulle afbreek, en ons gaan nou een vir een van hulle kyk, en nou moet julle verstaan, daar's van hulle, wat baie kontroversie oor het. Baie mense stry en argumenteer oor dit, en ek gaan vir jou dit verduidelik, en so hy gaan dalk bietjie meer aandag vat op sekere van die goeters. En die ander goeters is bietjie makliker om te verstaan en mense fight nie te veel oor dit nie en dan gaan ons bietjie vinniger gaan. So ons gaan nie noodwendig 25 weke spandeer op dit nie, maar ons gaan 'n groot gedeelte vat en hieroor praat. Want onthou julle moet besef, dis kompleks. Daar's van julle wat as ek praat oor die gawes van die Gees, wat jy die eerste keer nou weer gesnap het, dis die gawes van die Gees. En dan is daar ander wat jy het al so lank terug al hierdie goeders bestudeer, jy het al besluit wat jy glo en dis wat jy glo. En dan is daar ander wat baie meer skepties en sinies is en jy hoor tale en jy hoor profesie en jou hare op jou nek staan nou regop en jy weet nie lekker wat gaan hier aangaan nie. En so ek sit met al hierdie verskillende perspektiewe en ons sê, maar wat ons dan gaan doen is, ons gaan dan deeglik en stadig deur hierdie proses gaan. Maar dis wat ons wil doen, is ons wil saam beweeg en verstaan hoekom praat Paulus in Romeine 12 van hierdie gawes. So dis die hart. Nou moet ek net sê, ek wat Janus het groot geword met 'n Pinksterteologie. Nou Pinksterteologie sal jy dalk beter erken aan die kerkgroepe wat Pinksterteologie verkondig. Dis gewoonlik soos jou Doxa, jou AGS, jou volle evangelies. Ons noem hulle julle happy clappies. Okay, so ons was altyd gelabel gewees as die happy clappies. En so binne in ons Pinksterteologie was die ervaring van die gawes baie hoog geag. So met ander woorde, jy vind dit nogals in jou charismatiese kerke, jou Pinksterkerke, dat die gawes meer vloei, en dan kyk almal hier van die gereformeerde kant af en sê, julle ouens is weer, daar's niks orde in julle diens nie, julle is almal besig, julle almal gaan hel toe. En dan kyk die ouens nou hier in hierdie happy clappies, en hulle kyk nou vir die gereformeerdes, en hulle sê, maar julle het nie eers die Heilige Gees nie, julle gaan hel toe. En so nou sit ons en ons het denominasies, en ons gooi mekaar met klippe, en almal gaan hel toe op die einde van die dag. En dis nie waarop ons moet neerkom nie. So ek besef, ek het groot geword met daai ding, maar daar was iewers 'n punt, wat ek vir myself die volgende vraag gevra het. Ek het gesê, as ek alles moet wegvat, wat mense my geleer het, elke preek, elke klas, elke les, elke kursus, as alles wat mense vir my gesê het, weggevat is, wat bly oor? Wat gaan oorbly? Wat gaan oorbly van die woord? En ek begin toe agterkom dat grootendeels my verstaan van Bybelse beginsels was gebaseer op wat mense vir my geleer het. En ek stop toe en ek sê vir myself, maar ek gaan nou toelaat dat die woord vir my begin leer. En so hier is my belofte aan jou, is dat wanneer ons deur hierdie studie gaan ek primêr die volgende doen. Ek sal die woord bo ervaring sit. Dis vir my belangrik dat as ek sê dat God het vir ons 66 boeke gegee, dan beteken dat God, die skepper van die heelal, het 66 boeke gegee, en binne in hierdie 66 boeke, vanaf Genesis tot in Openbaring toe, het God gesê, hierdie is wat ek wil hê, julle moet verstaan van my. En ons kan ervarings hê, en ons kan belewenis hê, maar nêrens te kom hierdie goed is ooit bo hierdie 66 boeke nie. En so my hart is om te sê, maar Here, hoe gaan ons getrou wees aan hierdie? En nou moet ons besef, dat daar is mense wat klippe gooi,
Want jy verstaan profesie anders as wat ek verstaan, jy verstaan tale anders as wat ek verstaan, en hier is die blote feit, is ons gaan so getrou as wat ons kan, met 'n ontzag in my hart teenoor die Here, te weet dat elke liewe ding wat ek vir jou sê, moet ek voor rekenskap staan voor die Here. So ek gaan getrou wees, om terug te gaan na die woord toe, en ek sal sê, Here, maar wat sien ek en wat beleef ek? En so alhoewel ek gaan vir jou sê, waar is al die konflikgoeders, sal ek my skoene in die modder sit en sê waar ek staan in hierdie posisie. En die blote feit is, en dis hoekom ek sê hierdie is vir my 'n baie moeilike gedeelte, is want dit bly 'n plek van konflik. Denominasies was gevorm omdat hulle nie kon saamstem oor gawes nie. Kerke is geskeur omdat hulle nie kon saamstem oor gawes nie. En so ek stap in hierdie gedeelte in met baie ontzag, met die wete dat ek stap pretty much in 'n landmyn in, en as jy nou nie kwaad is omdat jy laat ingekom het nie, kan jy dalk kwaad wees nadat ek al klaar gepreek het. So vir wat dit werd is, ek kan nou nêrens iets daaraan doen nie, maar vir wat dit werd is, solank as dit ons self rig op die woord, so lank gaan ons sê, dis wat ons gaan doen. Nou, is dit crucial om te verstaan, dat wanneer ons praat oor die gawes, is daar 2 primêre goeters wat jy voor die tyd moet weet, en dan gaan daar 2 goeters wees wat ek vir jou na die tyd weer gaan van laat weet. Nommer 1, gawes gebeur in liefde, eenheid en volwassenheid. So as ek en jy praat oor die gawes, die profesie, die woord van kennis, woord van wysheid, al hierdie goeters, dit gebeur in liefde, dit gebeur in eenheid, en dit gebeur spesifiek om mense na volwassenheid te bring. Liefde word op al 4 plekke waar hy praat oor die gawes, al 4 plekke, is liefde 'n kernwoord wat uitkom. Gawes sal nie en moet nie funksioneer wat hy nie besig is om in liefde te funksioneer nie. 1 Korintiërs 12 waar jy nou gaan wees en nou net gelees het oor die gawes, kan jy onthou wat se hoofstuk kom reg na hom? Is 1 Korintiërs 13, die liefde hoofstuk. Letterlik dis wat Paulus doen, hy skryf die gawes en dan volg hy dit met die liefde hoofstuk en dan sê hy hoe gaan hierdie gawes dan gebruik word binne in die diens. Liefde word alles, dit deurtrek alles, so gawes word primêr deur liefde hanteer. Dis gemaak vir eenheid. Gawes is gemaak, ek kry 'n gawe en hierdie gawe is nie vir my nie, die gawe is vir jou. Dit bring eenheid in die liggaam, lede wat mekaar ondersteun. Dis die hart van gawes. En dit bring volwassenheid. Efesiërs 4 sê die doel daarvan, die funksie, buitendou hierdie gawes, gee die Here 5 funksie, Karl het nou vinnig daaroor gepraat, 5 funksies, mense met sekere ampte, en die doel daarvoor is om volwassenheid uit ons mense uit te kry. So as ek en jy dink aan gawes, moet ons verstaan dat primêr liefde, eenheid en volwassenheid is die primêre funksie wat saam met gawes gaan. En dan die tweede ding is jy kan nie die gawes doen sonder die Heilige Gees nie. Hoor mooi, dis die Heilige Gees se gawes aan jou. Inteendeel, as jy 1 Korintiërs 12 moes lees, dan begin hy heel in die begin, vers 1. Dan sê hy vir jou, en nou broers, rakende die geestelike gawes. Jy moet weet in die Grieks gebruik hy nie die woord gawes nie. Hy sê, en nou broers, rakende geestelike. En dan gaan die res van die sin aan. Dan voel jy, hoorie, maar wat gaan hier aan, dat hierdie sin maak nie sin nie. En dan aan sekere vertalings sit hulle die woord gawes in italics. Net om vir jou te sê, hy's nie oorspronklik eintlik hier moet wees nie. Maar jy moet verstaan dat gawes se primêre funksie is vanuit die Gees uit. Dis nie jou talente nie. Daar's 'n verskil tussen talente en gawes. Party mense het talente en dis amazing. Hierdie ouens kan praat en hulle is gewire vir kommunikasie, maar jy moet verstaan dat wanneer ons praat van gawes, 'n gawes is deur die Heilige Gees geaktiveer om lewens te verander, om 'n volwassenheid te kweek in gelowiges. Dis wat gawes doen. Dis 'n bonatuurlike doen wat net gedoen word deur die Heilige Gees. Niks uit te waai met jou nie. Dis 'n geskenk wat aan jou gegee is en al wat jy moet doen is jy moet getrou hierdie geskenk uitdeel. So jy moet uit die gawes uitgehaal word. Jy is nie 'n superheld nie. Ek is nie 'n superheld nie. Ons kyk na die gawes en ons dink daar's een wat die vermoë het om wonders te verrig. Dan dink jy, hoe amazing sal dit wees?
Ek meen, hier sit ons, Kyle besluit hy gaan mense doop en hy staan op die water en hy doop mense. Dit sal net dis soos die vermoë om wonderwerke te verrig. Nou die doel is nie om vir Kyle op te hef in die proses nie. Die funksie van hierdie gawes vat ons altyd weg van die individu af en fokus ons op die Heilige Gees. So dis die doel, dis wat ek en jy verstaan rakende die gawes. Okay, right, so kom ons begin en ons verstaan gou die volgende ding. Nou ek moet sê, hierdie is 'n baie lang intro en ons gaan nie eers vandag een gawe hanteer nie. Okay, so vir wat dit werd is, hierdie is net wat moet ek verstaan voordat ons begin met die gawes. As ek en jy praat oor die Heilige Gees, as ons sê alles gaan oor die Heilige Gees, dan kan ons dit klassifiseer in 3 terme. Die Heilige Gees by my, die Heilige Gees in my en die Heilige Gees op my. Nou ek sê dit hierso vir jou en dit is nie eintlik so maklik en clean cut soos wat ek dit daar sit nie. Hierdie is net 'n maklike manier om dit te verstaan. As jy vir jouself vra, Jean, ek hoor van die gawes en hier soos die beginsel is jy sê elke liewe een van ons het hierdie gawes. Nou vra ek vir jou waar en hoe. Nou sê ek vir jou, jy gaan hierdie verstaan as jy daai verstaan. Okay? En die beginsel is die eerste een, die Heilige Gees by my. Nou moet ons weet dat wanneer jy 'n gelowige is, as gelowige, nou jy hoef nie so toe te blaai nie, Romeine 8 vers 9 sê, julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie in die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. So met ander woorde, jy kan net die Heilige Gees in jou hê as jy 'n gelowige is. En onthou, ons sê nou gelowige, maar ons praat nou van iemand wat sy lewe oriënteer na Jesus toe. Ek sê, ek kies Jesus, ek volg Jesus met alles wat in my is. Die oomblik wanneer jy dit doen, kry jy die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom leef binne in jou. Dis die in jou konsep. Maar as ek nie 'n gelowige is nie, het ek nie die Heilige Gees in my nie. Maar tog is die funksie van die Heilige Gees om die wêreld te oortuig van sondes. En hoe doen hy dit? Hy doen dit en ons sit dan die term daarso, hy doen dit deur by iemand te wees en die persoon te oortuig van hulle sondes. So die Heilige Gees is nie binne in 'n ongelowige soos wat hy is in jou nie. Hy gaan na 'n ongelowige toe en hy oortuig die ongelowige en so alhoewel dit binne in die ongelowige se gedagtes is, gaan ons nie sê dat hy woon binne in die ongelowige nie. So die Heilige Gees, hoor mooi, leef nie binne in 'n ongelowige nie. Johannes 14 vers 17, dan sê hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. So die mense daar buitekant wat nie gelowiges is nie, het nie die Gees in hulle nie. So as ons praat van die Heilige Gees by jou, dan praat ons primêr van dat hy is by jou, nie in jou nie, en sy funksie by jou is om jou te oortuig van sonde. Dis vir ongelowiges. Nou waar hierdie ding baie moeilik raak om te verstaan is, dis hoekom ek sê jy kan dit nie so clear-cut doen nie, want hierdie selfde Johannes 14 vers 17 begin al by vers 16 en dan sê hy hierso, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Jesus praat met sy disippels en hy sê hy stuur die Heilige Gees en die Heilige Gees gaan by julle en in julle wees. So met ander woorde, parakleet, die woord para beteken by jou. So met ander woorde, hy het letterlik, die Heilige Gees is by ons en in ons, maar dis nie dieselfde by ons soos met 'n ongelowige nie. So, as ons dit makliker wil maak om te verstaan, vir die ongelowige beleef die Heilige Gees, nie in hom nie, by hom, en hy oortuig ons van sonde. Wanneer ons praat van die Heilige Gees in jou, dis wanneer ek en jy sê, dat ek het nou tot bekering gekom, ek kies Jesus, wat gebeur dan met my? Galasiërs 4 vers 6, hoef ook nog nie nou so toe te blaai nie, en omdat julle sy kinders is, het God sy Gees van sy Seun gestuur tot in ons harte. Die Gees wat uitroep, Abba, Vader. Hy kom en hy sê spesifiek, hy sê, omdat julle sy kinders is, het God sy Gees van sy Seun gestuur om in jou te wees. So die dag wanneer ek Jesus kies, daai dag kom woon die Heilige Gees in my.
Jy is dalk nie bewus daarvan nie, maar hy is die ene wat die transformerende krag binne in jou lewe gedoen het. Jy was dood en nou is jy nuut gemaak. Jy's nou 'n hele nuwe skepping gemaak. Die hele verandering van Jesus sterf op 'n kruis en jy word nou nie meer gestraf vir dit wat jy gedoen het nie. Daai word in jou gedoen op grond van die Heilige Gees wat in jou is. Dis wat ons sien en beleef. 1 Korintiërs 6:19, hierdie ken ons goed, hoef jy sien toe te blaai nie. En ek en jy weet dat jou liggaam is die tempel van wie? Die Heilige Gees. So met ander woorde, die Heilige Gees leef nou binne in die gelowige. Nou gewoonlik as ek en jy die vraag gaan vra, maar hoe weet ek die Heilige Gees is in my? Dan gaan ons na Galasiërs 5 toe en ons sê die vrug van die Gees is, wat beteken die resultaat, wat sal voortkom uit jou as die Heilige Gees in jou is. Hierdie is wat ons sal sien. Die vrug van die Gees is liefde, vrede, vreugde, selfbeheersing en so gaan dit by die lys af. So ek en jy beleef die Heilige Gees se werk in ons lewens, alhoewel jy nie noodwendig altyd bewus is daarvan nie, maar jy gaan vandat jy die dag Jesus ontdek het, oor 10 jaar besef dat jy bietjie meer liefde en bietjie meer geduld as wat jy gehad het 10 jaar terug. Dis die funksie van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees in jou. 1 Korintiërs 12 vers 13, hy sê, ons is tog almal deur een Gees in een liggaam gedoop. Jode of Grieke, slawe of vrymens, ons is almal met een Gees deurdrenk. So met ander woorde, ons het die Gees binne in ons, gelowiges. So, Heilige Gees by jou, Heilige Gees in jou, en dan die laaste ene, Heilige Gees op jou. Nou, wanneer ons begin gesels oor die Heilige Gees op my, hierso sal ons baie keer verwys na die doping van die Heilige Gees. Nou, dis gewoonlik doping van die Heilige Gees, vervulling met die Heilige Gees, hang af uit wat se kerkgroep jy uitkom, is dit waar jy hierdie tipe konsep sal kry, maar die doel daarvan is Heilige Gees op my, is die aktivering met my gawes. So dis wanneer die Heilige Gees op my kom, wanneer hy my aktiveer, om hierdie gawes wat ons nou gelees het, te kan uitleef. Nou, hier begin ons eerste gestryery, oor hoe lyk hierdie Heilige Gees op my, want party ouens glo, of party kerkgroepe glo, dat jy moet bid vir die doping van die Heilige Gees, en wanneer jy die doping van die Heilige Gees kry, is dit soos 'n Energizer bunny wat nou op jou kom, en nou skielik begin jy, van daar af is jou res van jou bediening uitgelewer om nou in die gawes te kan operate. So dit noem ons dan, jy word gedoop in die Gees, en dan party ouens sal sê dat 'n teken van hierdie is tale kry, en vanuit dit uit. Nou ons gaan later gesels oor tale, en wat daarmee gaan, so ons gaan nie nou daar betrokke raak nie. So party ouens glo, die doping kom as 'n tweede hoeveelheid krag wat op iemand aankom. Ek is nie in daai kamp nie. Ek val nie daaraan nie, ek val aan die ander kant, waar ek glo die op my, die vervulling, is iets wat konstant gebeur reg deur my lewe. Maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak in wat se situasie nie, maar dit gebeur konstant. En ek gaan vir jou uit die skrif uitwys hoekom ek dit spesifiek glo. So en ek sê dit vir jou bloot oor want daar's baie mense wat glo dat as jy tot bekering gekom het, moet ek nou vir jou doop en dan kry jy die Heilige Gees en 'n teken daarvan is tale en as jy nie tale gekry het, het jy nie die Heilige Gees wat op jou is nie. Nou kom ons gaan kyk net gou vinnig. Ons begin net gou, nou hier kan jy blaai. Lukas 24 vers 49. Lukas 24:49 is die einde van Jesus se bediening. Hy's klaar op die kruis gewees, hy het klaar opgestaan, hy het klaar met almal gepraat wat hy wil praat en hy is nou op pad om hemel toe te gaan. Hierdie is van sy laaste woorde wat hy sê spesifiek vir sy disippels. So Lukas 24 vers 49. En hierso sê Jesus, en kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. So met ander woorde, hier kom Jesus en hy gee vir die disippels 'n opdrag. Die opdrag is spesifiek, wag in Jerusalem, totdat julle die krag gaan ontvang, wat julle gaan toerus.
Okay? Dis wat hy vir hulle gaan sê. Nou, wat jy 'n probleem mee sit tussen daai gedeelte en waar Lukas weer skryf, is daar 'n hele boek wat in die middel is, wat nie supposed is om daar te wees nie. So jy sal nou sien Johannes begin, nou blaai verby Johannes en dan gaan jy na Handelinge 1 toe. Want onthou, episode 1 is die boek Lukas. Lukas skryf aan 'n ou met die naam Theophilus. En dan skryf hy verder aan Theophilus. En sy episode 2 is die boek Handelinge. So met ander woorde, as jy wil weet, dis dieselfde ou, selfde ding wat geskryf het. Hy het sy pen neergesit met die opdrag dat Jesus sê, bly in Jerusalem totdat die Heilige Gees gaan kom. Dit was die opdrag gewees. Nou skryf hy verder aan Theophilus en hy begin vir ons Handelinge 1. Handelinge 1 vers 18, hierdie ken ons baie goed. Dis 'n versie wat ons al geleer het en hy sê, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel, in Jerusalem, oor die hele Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. So hier kom hy en hy sê spesifiek vir hulle, hy sê, dis nou weer Jesus, hy praat met sy disippels, en hy sê, die krag, die Heilige Gees gaan oor julle kom en julle gaan krag ontvang. Dieselfde wat hy vir hulle gesê het in Lukas 24. So krag wat julle gaan ontvang. Nou, is dit crucial om te verstaan, Handelinge 2, jy kan so toe blaai, ons gaan niks spesifiek daar lees nie. Handelinge 2 is wanneer die Heilige Gees uitgestort word. So nou het jy die Heilige Gees wat uitgestort word op 120 mense, en die resultaat daarvan is hierdie ouens praat in tale, en hierdie ouens begin preek, en skielik kom maar 3000 mense tot bekering. Dis wat in Handelinge 2 gebeur. Dan maak jy Handelinge 3 oop. Nou Handelinge 3 speel af op 'n ander dag as Handelinge 2. So Handelinge 3 is se primêre funksie fokus nou op 2 ouens, Petrus en Johannes. Hierdie 2 ouens is op pad om te stap na die tempel toe, en terwyl hulle besig is om te stap na die tempel toe, loop hulle verby 'n verlamde ou. En dan stap Petrus na hierdie ou toe en hy sê vir die ou, hy sê, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus staan op en loop. En dan staan hierdie verlamde ou op en hy begin loop. Nou moet julle onthou, hierdie is 'n ander dag as Handelinge 2. So Handelinge 2 begin 9:00 die oggend, Handelinge 3 begin ook 9:00 die oggend. So dit moet 'n ander dag wees. So party van jou vertaling sal sê 'n ander dag, ander van jou sal spesifiek op die tyd fokus. Maar dit is belangrik om te weet, Handelinge 3 begin op 'n ander dag. Dan wat gebeur, is nadat die ou verlam is en opstaan, gaan hulle in die tempel in, daar begin hulle preek, klomp mense kom tot bekering, en skielik is die Fariseërs, Sadduseërs is dik negatief. Hierdie ouens is ontsteld, hulle wonder wat gaan hier aan. Nou gaan hulle en hulle vat vir Johannes en vir Petrus, en hulle gooi vir hulle 2 in die tronk. Hulle gooi die ouens in die tronk en hulle sê vir hulle, hy sê vir hulle die volgende, die volgende dag het die leiers en die familiehoofde en die skrifkenners in Jerusalem bymekaar gekom, ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en almal wat tot die hoëpriesterlike familie behoort. So hier kom hierdie ouens wat almal deel van die hoofpriesterfamilie is. Nou moet julle onthou, hulle was in die tronk gegooi, gelos vir 'n aand, en nou kom hierdie ouens nou almal spesifiek na Petrus en hulle toe. En hy sê in vers 7, so Handelinge 4:7, hy sê hulle het Petrus en Johannes in die middel laat staan en vir hulle gevra, deur watter krag of deur watter naam het julle dit gedoen? Dan sê hy vers 8, toe het Petrus, vervul met die Heilige Gees, vir hulle gesê. Nou, hierso gebeur iets vreemd. Jy moet nou verstaan, hy maak hierdie stelling vers 8, toe het Petrus, vervul met die Heilige Gees, vir hulle gesê. Nou die eerste vraag wat ek vra, is wanneer is Petrus gevul met die Heilige Gees? En die antwoord is Handelinge 2. Ons is nou in Handelinge 4. Hy is gevul met die Heilige Gees, want onthou, Lukas 24 sê wag in Jerusalem. Handelinge 1, toe sê hy weer wag in Jerusalem. Teen Handelinge 2 toe is hulle nog in Jerusalem. Hulle kry die Heilige Gees. Dag het verby gegaan, 'n dag of 2 of 'n week of hoe ook al. Hulle het die ou gesond gemaak. Hulle is in die tronk gegooi. Hierdie is die volgende dag. Nou sê hy, toe is Petrus vervul met die Heilige Gees en het vir hulle gesê. Nou vra ek myself, wanneer is hy gevul met die Heilige Gees? En die antwoord is Handelinge 2. Maar nou moet julle verstaan, ek het nie baie opgelet in Afrikaans nie.
Ek weet nie of jy doen het nie, maar daar's so sekere reëls wat as jy blykbaar sekere goeie skryf en sekere goeie sê en sekere goeie spel, daar's sekere reëls wat jy moet volg. Jy kan nie brakpan Afrikaans praat soos ek en skryf soos jy hulle sê. Dankie Vader dat Google uitfigure wat jy sê, maak nie saak of jy spelfoute insit nie. Ek is nie baie goed met dit nie, maar nou vir wat dit werd is daar sekere reëls en dieselfde gebeur in Grieks. Nou daar is 'n baie fancy woord, die aorist participle. Jy kan dit maar vergeet. Maar die beginsel in Grieks sê vir jou die volgende. Daar gebeur 'n aksie voordat die volgende aksie gebeur. En dis wat hier plaasvind. Daar is 'n aksie wat gebeur en dan volg die volgende aksie. So met ander woorde, die aksie is, toe het Petrus vervul met die Heilige Gees vir hulle gesê, daar's jou volgende aksie. Nou sê hulle dit, wanneer Lukas hierdie sou skryf en hy verwys na Handelinge 2 toe, sou hy gesê het, Petrus wat reeds vervul was met die Heilige Gees, of Petrus wat gevul was met die Heilige Gees, het vir hulle gesê. Die aorist participle sê vir jou dat die aksie reg voor die volgende aksie gebeur. Wat beteken, hier staan Petrus en Johannes voor hierdie ouens, die Heilige Gees vul hulle en hulle praat. Ouens wat reeds gevul was met die Heilige Gees, reeds krag ontvang het weer krag ontvang. Die Heilige Gees het weer op hulle gekom. Dan sien jy die situasie afspeel. Jy het hierdie ouens wat hulle kom nou hier weg en hulle gaan praat nou met hulle ander gelowiges. Die ander ouens wat saam met hulle die Heilige Gees beleef het. En hulle vertel vir hulle hoe amazing dit is. En al hierdie gelowiges begin saam bid en hulle begin die Here verheerlik. En dan sê hy in die einde, so as jy afgaan nou na Handelinge 4 toe, vers 23. Hy sê, na hulle vrylating het Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan en hulle vertel wat die leiers en die familiehoofde en van alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle God eensgesind aangeroep en gesê, en dan gaan hulle deur die gebed, vers 31. Terwyl hulle bid, is die plek waar hulle bymekaar was geskud en almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. So hier sit Petrus en Johannes en al die ander ouens wat in Handelinge 2 was, weer vervul met die Heilige Gees. So dit beteken is nou al die derde keer wat Petrus en Johannes dit ervaar. En die blote feit is wat ons nou begin sien, is ons sien 'n patroon. Net voor 'n aksie gebeur 'n aksie. Die eerste aksie is jy is gevul met die Heilige Gees en dit rus jou toe om die volgende aksie te doen, om te gaan verkondig, om te gaan praat. En dis waar ons begin sien, die gawes funksioneer. So met ander woorde, ek en jy het die Heilige Gees in jou, maar die Heilige Gees doen die eerste aksie, hy vul jou, hy kom op jou en hy rus jou toe vir die volgende aksie om jou gawe te begin uitleef. Ons sien presies dieselfde ding gebeur in Handelinge 13. Nou in Handelinge 13 het ons vir Paulus en Barnabas, hierdie twee ouens word geaktiveer vir hulle bediening. Hierdie mense in Antiochië kom by mekaar, hulle bid vir hulle en hulle sê vir die ouens, hoorie, maar ons gaan julle stuur. So ons lees dit Handelinge 13 vers 2 tot 3. Hy sê toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê, sonder Barnabas en Saulus van my af vir die werk waartoe ek hulle geroep het. Toe het die gemeente klaar gevas en gebid het hulle hulle hande opgelê en hulle weggestuur. So met ander woorde wat ons nou sien, is ons sien dat die Heilige Gees vat hierdie groep mense wat klaar die Gees in hulle het, hy sê vir hulle, rus hierdie ouens toe vir die werk waarvoor ek hulle gestuur het. Dan gaan Paulus en Barnabas en hulle is besig om te travel en in hierdie proses ontmoet hulle 'n spesifieke goewerneur. Hierdie goewerneur is 'n baie snaakse naam. Ek dink wat is dit? Sergius Paulus is sy naam en hy het langs hom 'n towenaar. En hierdie towenaar se naam is Bar-Jesus. En hierdie towenaar is heeltyd saam met die goewerneur en die goewerneur kom na Paulus en Barnabas toe en hy sê vir hulle, maar vertel vir my van hierdie goeie nuus. Vertel vir my van hierdie woord van die Here. Dis wat hy wil hê. Hy het 'n begeerte om die woord van die Here te hoor. Maar hierdie towenaar doen alles in sy vermoë om vir Paulus en Barnabas teen te staan. Hy wil nie hê dat die goewerneur die woord moet hoor wat hulle vir hom gaan deel nie. En dan sê dit vir ons Handelinge 13 vers 9 tot 10. Maar Saulus
Oftewel, Paulus het hom stip aangekyk. Hy kyk vir hierdie towenaar en vervul met die Heilige Gees gesê. Sien julle wat die patroon? Daar is 'n aksie wat plaasvind voor die volgende aksie. En so nou kan ons sê dat die vervulling van die Heilige Gees is eenmalig. Ek bid vir jou, jy moet 'n teken kry en van daar af vir die res van jou lewe is jy okay, jy het nou die Heilige Gees. Jy is nou gedoop met die Heilige Gees. Maar tog as ons na die skrif gaan kyk, is dit nie wat ons sien nie. Ons sien 'n Petrus en 'n Johannes weergevul. Ons sien 'n Paulus weergevul. Ons sien hierdie situasies plaasvind. So dit is die krag van die Gees wat op jou kom. So as ek en jy wil verstaan hoe werk die gawes, verstaan ons dit met die volgende beginsel. Is dat wanneer ek en jy nie die Here dien nie, dan kom die Heilige Gees nie in jou nie, by jou en hy oortuig jou van sonde. Hy maak jou bewus dat jy op die verkeerde pad is. Dis wat hy doen. En dan wanneer jy tot bekering kom hy in jou, hy vernuwe jou, hy woon in jou en hy maak jou 'n nuwe mens. Hy verander jou dat jy meer liefdevol is en meer geduldig is en meer sagmoedig is. Dis wat hy doen, is hy kom en hy verander jou lewe. En dan wanneer hy jou aktiveer vir sy bediening, as hy hierdie geloofsgawes aktiveer in jou, dan vul hy, kom op jou, gee jou krag en vanuit sy krag uit begin jy jou gawes uitleef. En dis jaar. So laaste paar beginsels wat ek en jy moet verstaan. As ek en jy hierdie goedes gaan, nommer 1, net gelowiges kan geestelike gawes kry. Hoekom? Want as jy nie 'n gelowige is, het jy nie eers die Heilige Gees in jou nie en daarom is dit net gelowiges wat geestelike gawes het. Ons kan gaan kyk 1 Korintiërs 2 vers 14, jy hoef nie so toe te blaai nie. Maar 'n nie-geestelike mens aanvaar nie wat die Gees van die Gees van God afkom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid, want hy kan dit nie begryp nie. Mense daar buitekant kan nie die Gees begryp nie. Die volgende ene. En hiermee het ons laasweek al oor gepraat, is dat elke gelowige het so gawe. Beteken jy wat daar sit, het 'n geskenk gekry. En jy is dalk nie bewus wat daai geskenk is nie, maar die Heilige Gees het vir jou daai geskenk gegee. En dan die volgende ene, geen enkele gawe is beskikbaar vir almal nie. Nou hier kom tale weer tot sprake. Want onthou, as ek glo dat 'n teken van die doping van die Heilige Gees is tale, dan moet dit wees dat tale is vir almal. Maar dan moet ons sê, wat doen ek met 1 Korintiërs 12? Nou 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. In die gemeente het God aangewys, eerstens apostels, tweedens profete, derdens leerders, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van gemeente, genesing, vermoëns om te kan help, om te kan lei en verskillende soorte tale. Nou vra hy die vraag. Dis 'n retoriese vraag en eintlik wat jy, as jy nou sy hele konteks gaan deurgaan, wat ons gaan doen, gaan jy vir jouself kan agterkom, die antwoord is nee. Nou sê hy, is almal dan apostels? So dan moet jy vir jouself kan sê, die antwoord is nee. Is almal dan profete? Of is almal leraars? Het almal miskien kragtige vermoëns? Het almal miskien gawes van genesing? Spreek almal dalk in tale? Kan almal dalk dit uitlê? Julle lê julle toe op belangriker genadegawes, maar ek wys vir julle die heel beste weg. So wat gebeur het in Korinte? Het hierdie ouens gesit en hulle het op 'n punt gekom en hulle het gedink, daar's van ouens wat hierdie amazing gawes het. Hierdie ouens is profete. En as jy nou wil cool wees, moet ons almal profeseer. As jy nou wil cool wees, moet ons almal in tale kan praat, want jy sien op 'n stadium in hierdie gemeente het die hele kerk sommer dan uitgebars in tale. En nou kom en hy vra die vraag, kan almal profeteer? Kan almal tale praat? Kan almal die tale uitlê? En die antwoord is nee. Ek en jy moet verstaan dat wanneer ons na hierdie goed, en weer eens, ons gaan tale hanteer wanneer ons daar kom, so as jy voel jy wil my met 'n tematie gooi, jy's meer as welkom.
wag vir daai dag, dan kan jy my dalk weer gooi. Vir wat dit werd is, as ek en jy na hierdie gaan kyk, dan besef ons, gawes is vir elkeen van ons. Ek het vir jou in die begin gesê, daar's 2 goeders wat jy moet onthou. Nommer 1, hierdie gawes funksioneer in liefde, eenheid, volwassenheid. Dis die funksie, dis wanneer hulle die beste funksioneer. Ek en jy moet verstaan, nommer 2, is dat die Heilige Gees is die primêre ene wat die krag gee en wat die heerlikheid moet ontvang van hierdie gawes. So hier sluit ons af met die laaste 2 goed wat jy moet onthou. Nommer 1, en ek sê dit vir jou op die skerm, jy ontvang buitengewone krag vir Christus se verheerlikende werk. Dis wat gawes is. Jy ontvang buitengewone krag vir Christus se verheerlikende werk. En die tweede ding wat jy moet verstaan, is dit is belangriker om die geskenk reg te gebruik as wat dit is dat jy dit het. Crucial vir my en jou om te verstaan, ver meer as om te brag of ver meer as om jaloers te wees oor hierdie gawes, is dit ver belangriker vir jou om op 'n plek te wees wat jy besef, Here, mag ek hierdie gawes gebruik soos U dit wil gebruik. En so hier begin ons met ons reeks. En in hierdie reeks gaan ons stadig, een vir een, deur hierdie gawes gaan, sodat jy kan verstaan wat is die gawes. Nou ons gaan nie aan die einde van hierdie reeks, gaan ons vir jou 'n toetsie laat doen om te sê hoe identifiseer ek myne nie, maar wat ek wel vir jou kan sê, is iewerste gaan ons kursusse begin aanbied, hopelik nog in hierdie jaar, wat dalk vir jou bietjie meer navorsing kan gee oor waar jy spesifiek is en waar jy dalk inpas. En so dis die hart van gawes en hoe ons gawes gaan benader. So kom ons sluit die oë, kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan maak, om te kan sê dat Here, ons is hierso en ons weet Here dat U woord is wat ons gedagtes rig. Here, mag ons getrou wees aan U woord bo ervarings. Ek wil bid, Heilige Gees, dat U die werk sal doen. Here, om gawes nie sal te bring wat gaan maak dat almal in 'n klomp verskillende rigtings bring. Here, mag dit die eenheid bring, mag dit liefde bring en mag dit volwassenheid bring, soos wat U dit oorspronklik vir ons voorgegee het. In Jesus naam. Amen.